Goeiemôre gemeente. Ek het vanoggend vir Hugo Nel hier by ons. Ons twee gaan 'n onderhoud voer rondom misverstande. Nou ken vir Hugo van dat hy 'n klein seentjie is. Tans is Hugo in graad 12. Hugo, baie welkom hier by ons. Baie dankie dat ek hier so kan wees, Dominee. Dis lekker om met Dominee te praat. Jy is nou in graad 12, maar wat beplan jy na skool en waar was jy op hoërskool gewees? Ek is in die hoërskool Menlo Park en ek gaan bemarking gaan studeer na skool. Ek sal dit graag by die Universiteit van Stellenbosch wil doen. Nou ken julle huis, jou huis van oorsprong. Daar's pa François, ma Liesel en jou sussie is Wiaan. Nou gebeur dit soms in julle huishouding dat daar misverstande is. Daar's natuurlik misverstande. Dit is nou nie die grootste misverstande nie, maar klein goedjies wat konflik en misverstande kan laat ontstaan. Soos waar ons klein taakies kry om te doen en niemand weet wat om te doen nie. En dan veroorsaak dit die misverstande. Ja, nou ek dink as ons 'n klein bietjie verder kan gesels oor hoekom gebeur misverstande, wil jy vir ons verduidelik? Daar so ons sukkel met die kommunikasie en dan lei dit dat van ons stil raak en kwaad raak en dan ja. Ja, party ons wat bietjie stil raak en kwaad raak, ry aan stilstuipe, né? Ja. Nou Hugo, vertel vir my, dink jy dis moontlik om God mis te verstaan? Inderdaad, mens kan dalk eienskappe aan God toeken wat nie in die Bybel staan nie, verwagtinge skep wat nie in die Here se wil is nie en dan kan dit 'n misverstand skep. Dink jy dit is maklik om God te beskryf? Nee, nie regtig nie. Daar word in kinderbybels voorgestel dat God 'n ou man is wat op 'n troon sit. Wel. En baie keer dat hy nog 'n baard ook het, Ja. né? Nou as ons nou nie noodwendig so oor God dink nie, hoe dink jy kan ons wel oor God dink? Mens kan na sy eienskappe kyk. God is baie genadig en barmhartig en hy is geduldig met baie mense. Ja, jy praat so mooi, dis woorde uit Jona uit daai. Baie dankie Hugo, dit help my baie om 'n misverstand of twee oor God op te klaar. Gemeente, die onderhoud met Hugo Nel het ook aangedui waaroor vandag se erediens gaan oor wanpersepsies of misverstande. As jy nou nog nie het nie, gaan ek vir jou vra om 'n kers reg te kry. Ons gaan hom later in die erediens ook gebruik. Miskien jou Bybel, sodat jy saam met my nou Psalm 13 kan lees. Wat siek mense betref, herinner ek jou nou net aan 'n hele klompie mense tans in ons gemeente en ons gemeenskap wat COVID positief getoets het, maar daar's ook 'n hele klompie mense wat ander siektes het. As jy weet wie dit is, ek dink dit is goed dat jy hulle dalk bietjie bel en net bemoedig. Ons gaan nou na 'n lied luister wat Bybel Media so rukkie terug in Stellenbosch opgeneem het. Dis 'n skitterende lied en ek dink ook dis 'n baie mooi opname. So as jy goeie oorfone het of 'n goeie klankstelsel, dan dink ek dit kan heerlik wees om daarna te luister. O Heer, ons dink aan Afrika.
Here, vanoggend bid ons vir ons omgewing. Ons is baie dankbaar oor die plek waar ons kan bly, dis vir ons heerlik om hier te wees. Maar ons is baie goed bewus daarvan dat daar in groot dele van ons land op hierdie stadium plundery is en geweld en misdaad en mense wat sterf gewoon omdat hulle deel is van 'n groep. Here, seën vir ons hier in Afrika, dra vir ons, hou vir ons naby aan u hand. Ek bid ook aan 'n hele klompie mense wat siek is, party wat herstel, party wat nog in die hospitaal is. Te midde van 'n hele klompie goeie mediese dienste, is ons steeds bewus daarvan dat ons in u hand is. En Here, dat ons eintlik sonder u niks werd is nie. Amen. Die skriflesing vanoggend kom uit Psalm 13 uit. Psalm 13 bestaan uit 3 baie duidelike dele. Vir die koorleier 'n psalm van Dawid. Hoe lank gaan U my nog bly vergeet, Here, vir altyd? Hoe lank gaan U nog vir my al wegkyk? En hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Hoe lank sal die vyand my nog oorheers? Luister tog en antwoord my, Here my God. Gee my tog nuwe lewenskrag, want ek wil nie sterwe nie. Anders sê my vyand uit my oorwin en juig my verdrukkers oor my ondergang. Ek hou vas aan u troue liefde. Oor die uitkoms wat u gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Tot sover ons skriflesing. Mens wees en swaar kry, gaan hand aan hand. Mens kan nou maak net wat jy wil, maar alle mense iewers in hulle lewe kry swaar. Dis ook wat ons in Psalm 13 gelees het. Ons weet nie presies wat dit is, waaroor die psalmskrywer swaar kry nie, maar ons weet dat dit op hierdie stadium nie baie goed met hom gaan nie. Nou as ek dink aan die afgelope week aan Suid-Afrika, en ons is bewus van al die opstande en plundery en COVID se getalle wat op en af is, en ons weet nie of die derde golf nou op die ouene die ergste gaan wees al dan nie, dan dink ek dat dit waarskynlik een van die rofste weke ooit moet wees. Ek kan ewe maklik sê, maar ek is moeg om oor COVID te praat, maar dit vat dit nie weg nie. Dit is hier in ons midde. Dit kan baie maklik by ons vra laat ons staan van, hoekom? Hoe lank nog? Waar is die Here dan? In ons tyd draai baie mense in ons wêreld baie maklik weg van die tradisionele siening van hoe God is en waar die Here is. Gallup is 'n maatskappy in die VSA wat navorsing doen oor mense se menings en mense se optrede. En Gallup sê dat vir die eerste keer in hulle bestaan, minder as 50% van die mense in die VSA hulle verbind met een van die monoteïstiese instansies. Met ander woorde, minder as 50% van mense in die VSA verbind hulle aan Islam, die Jode of die Christendom. Nou ek onthou nou onlangs nog, kom ons sê 32 jaar terug toe ek op universiteit was, het Herman Breitenbach vir ons klas gegee en op daai stadium het hy gesê dat 40% van alle mense in die VSA op 'n Sondag in die kerk is. So in korter as in een generasie het dinge gedraai dat ons dit nie meer behoorlik herken nie. In reaksie daarop is daar heelwat klompie boeke wat ons kan lees, so byvoorbeeld Timothy Keller se Reason for God. Maar hoe meer ek met mense wat twyfel praat, en hoe meer ek my eie twyfels moet hanteer, hoe meer kom ek tot die volgende gevolgtrekking. En dit is dat daar 'n groot gedeelte van misverstande is. Mense in plekke wat ons die Here en ander mense nie noodwendig behoorlik verstaan nie. Die heel eerste daarvan is, jy mag nie vra aan God vra nie. Ek onthou nou nogal dat ek op 'n stadium met iemand te doen gekry het wat gereeld vir iemand gesê het wat in moeilikheid is. Ag man, môre voel jy beter. Jy mag nie regtig hierdie vraag vra nie. Die skrywer van Psalm 13 keer hierdie siening natuurlik heeltemal op sy kop. Want 4 keer binne die heel eerste deel van hierdie Psalm vra hy, hoe lank nog? Hoe lank gaan die Here van hom wegkyk? En onthou nou, om weg te kyk is om te ignoreer. Hy voel dus dat die Here hom nie meer raak sien nie. Die tweede misverstand is, net spesiale mense mag spesiale gebede
in spesiale omstandighede bid. Nou daar is twee kante. Die heel eerste kant sê, as dit Kersfees is, dan kom ons bymekaar en ons bid op 'n spesiale manier. Wanneer iemand in die hospitaal lê en die potensiaal is dat hy of sy gaan sterwe, dan kom ons bymekaar en ons bid op 'n spesiale manier. So daar is spesiale gebede. Daar is tye wat dit vir ons iets besonders beteken. As iemand genees het, dan beteken dit vir ons besonder baie. Maar ek dink die misverstand kom daarby uit, dat ons God se arm met gebed kan draai. Of dat ons sê, weet jy, kom ons vorm 'n gebedsketting, want hoe langer en hoe meer mense aanhoudend bid, gaan dit beteken dat God ons op die ou ende hoor. Maar ons weet mos, dit werk nie altyd so nie. Die derde misverstand gaan oor pak slaag. Wie gaan buk, noem ek dit. Ek onthou toe ek op skool was, het dit meer as een keer gebeur, dat 'n onderwyser uit die klas uit moes gaan en hy het vir die klas gesê, bly rustig en relatief stil, en as hy terugkom, dan lawaai die klas verskriklik. Dan sê hy, almal, voor die voet, kom, julle kom buk, ek gee vir elkeen vir julle 3 van die heel bestes. Iemand moet die skuld kry. Dit is die wanpersepsie. Nou met die virus het dit gebeur dat ouens in Wuhan in China dit gaan soek het, of gaan sê dit het in 'n mark ontstaan. Nou ek dink is goed, né, want dit help vir ons natuurlik ook om hierdie virus te verstaan. Maar is nie altyd die allerantwoord nie. Tans in Suid-Afrika kan ons vra, maar hoekom gebeur hierdie goeters? Ons kan sê, dis mense wat aangehits word. Daar is werkloosheid. Die plunderaars is moedeloos. Daar is 'n liedjie op 'n stadium wat Chris Christofferson gesing het, en hy het gesê, freedom is just another word for nothing left to lose. Nou aan die een kant dink ek, is dit waar van die plunderaars nou, maar aan die ander kant is daar 'n saak uit te maak ook vir die regering, wat die afgelope 25 jaar ons land geplunder het. En nou sit ons in groot moeilikheid, en ons is kwaad vir mense wat TV's en drank steel. In ons eie groep en ons eie omstandighede, bly dit van krag, draai na die Here toe. Die volgende misverstand wat ek wil hanteer is dat party mense reken God is 'n nie betalende toeskouer. In die laaste tyd kyk ek nou weer vreeslik cricket, en baie keer langs cricketvelde is daar woonstelgeboue, en mense staan dan op hulle stoepe en kyk na die cricket. Hulle is nie betalende toeskouers. Party mense reken oor God, dat hy van ver af staan, en gewoon net die aarde los, dat alles gaan en dat dit maar net kan gebeur. Eerder is dit waar, dat elkeen van ons God se hande en sy voete is. In my voorbereiding om te preek oor hierdie psalm, het ek 'n kommentaar gelees wat gesê, ons het reg tot klag, maar nie die reg tot opstand nie. Want ek kan vir die Here sê, dis nie vir my lekker nie, maar ek mag nie met 'n gebalde vuis hoog in die lug sê, Here, ek hou nie van hierdie nie. Ek het nogal so groot geword, en selfs as 'n volwasse man het ek geglo ook. Maar in Windhoek, waar my eerste voltydse gemeente was, het ek eendag uitgestrek op die mat in die sitkamer gelê met my gesig teen die grond en opstandig vir die Here gesê, in grove woorde, Here, ek wil nie meer hier wees nie. Hierdie is nie my plek nie. Ek hoort nie hier nie, ek wil nie 'n dominee wees nie. En ek het net gewag dat die Here my met 'n weerligstraal moet tref, tot so mate dat ek waarskynlik nie weer sal kan opstaan nie. En dit het nie gebeur nie. Dis 'n wanpersepsie. Ek mag maar my interne opstandigheid na die Here toe bring en sê, Here, ek wil nie, ek kan nie. Hierdie goeters werk nie vir my nie. Die volgende misverstand is oorsaak en gevolg. Jy het sonde gedoen, daarom gaan dit sleg met jou. En daar is dele van die Ou Testament wat so werk ook. Maar ons weet dat dit nie altyd so is nie. Dat dit nie altyd oorsaak en gevolg is nie. Ons denke werk baie keer so, ietsie moet verduidelik word, daar moet logika agter dit wees. Karen Armstrong skryf 'n skitterende boek, The Battle for God. En in die inleiding van hierdie boek skryf sy skitterend oor mythos en logos. Logos is dan hierdie gedeelte wat sê, dit is logies. Want as jy die virus kry, dan moet jy 10 dae isoleer. As jy nog nie die virus het nie, gaan vir jou inspuiting, dan sal jy op einde 'n weerstand opbou, wat sê jy kan waarskynlik weer siek raak,
maar jy gaan nie meer dodelik siek raak nie. Dis logos, dit is vir ons logies. Mythos op 'n ander manier werk anderste. Dis heel dikwels verhalend en dit help vir ons om sin te maak uit die lewe uit. Goeie voorbeeld van mythos sal Jona wees. Jona wat ons waarskynlik vermoed dat dit nie presies so gebeur het nie, dat dit miskien 'n verhaal is om vir ons te vertel hoe is God en om vir die Jode sin te maak in 'n situasie waar Nineve hulle redelik geboelie het. Mythos is op 'n manier die heel vroegste vorm van sielkunde. Dit help vir ons om sin te maak uit dit wat met ons gebeur. Een van die heel laaste wanpersepsies wat ek wil aanspreek is, God dink soos mense. Meer nog, God dink nie net soos mense nie, God dink veral soos mense wat dink soos wat ek dink. Ons wil wel graag hê God moet wees soos wat ek is. God moet aanspreek wat vir my belangrik is. Dit wat op die einde vir my tel, moet vir die Here ook belangrik wees. Daarmee saam kom ook die wanopvatting, dat ons slegs in krisistye na die Here toe kan draai. Die res van die tyd sal ek self sorg. Die heel laaste wanopvatting wat ek wil aanspreek is, om 'n gelowige te wees, beteken dat alles altyd net goed sal gaan. So 'n paar jaar terug, toe ons in die Weskaap was, ontdek ek twee skitterende mense. Beide van hulle was toe so vroeg in hulle 60's gewees. Goed versorg, elegant, intelligent, interessant. Alles is net wonderlik. Maar pas voordat hierdie wonderlike man aftree, gebeur dit met hom dat hy Alzheimer's kry. Maar aggressief. En hulle vraag was, hoekom nou, hoekom ons? Hulle het reg geleef, hulle is gehoorsaam teenoor die Here. Hulle het alles gedoen om goed te belê en hulle kinders, sodat hulle huisgesin goed versorg en behoorlik opgevoed was. Hoekom het dit gebeur? Ek weet nie. Ek verstaan nie. Maar ek weet die volgende, gelowiges spring nie lyding vry nie. Daar gebeur slegte goed met ons. Tot nou toe het ek 10 wanpersepsies aangespreek. Maar hier is die waarheid. As dit swaar gaan, is daar nie altyd antwoorde nie. Maar wanneer ons pyn beleef, draai na die Here toe. Wanneer ons pyn beleef, kan dit ewe maklik gebeur dat ons sê, ons hande en voete is God se werk. Amen. Gemeente, ek gaan nie vandag 'n slotgebed doen nie. Ek wil vra as julle as gesin saam is, dat julle kers aansteek en as julle gemaklik is met stilte, doen dit so. Maar as julle vrymoedigheid het, laat 'n paar mense bid en vra, Here, help ons in hierdie baie moeilike omstandighede. Jy weet mos hoe werk dit, jy kan 'n klein bietjie sagte musiek ook in die agtergrond aansit as jy wil, maar hier kan jy ook nou hierdie video pause. Die seën wat ek uitspreek is 'n ou Fransiskaanse seën. Mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudinge, sodat jy die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander. En mag God jou met genoeg dwaasheid seën om te glo dat jy verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy dinge kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. Amen.